Liewe vriende, goeiedag en baie welkom by die uitsending van vandag. Ek hoop dat dit met jou goed gaan en dat jy ook opgewonde is omdat dit 'n baie spesiale tyd in die kerkjaar is. Vandag is die eerste Sondag in lydenstyd. En dit beteken dat gelowiges wêreldwyd vir die volgende 6 weke hulle instel op die pad wat Jesus gestap het en op die ou einde dan nou Goeie Vrydag en Opstanding Sondag saam gaan vier. En my gebed vir jou is dat dit vir jou 'n ongelooflike tyd van verdieping in jou verhouding met God sal wees oor die volgende paar weke. Dankie Here vir lydenstyd. Dat ons as kerk kan sê, ons staan stil want dit is vir ons belangrik. Dankie dat ons saam met gelowiges wêreldwyd, saam met U op hierdie pad kan wees. En dat ons ook dieper en dieper saam met U in verhouding kan begin lewe. Dankie Here dat ons ook vandag uit die Bybel 'n teks gaan lees van iets waardeur U gegaan het. En ek bid dat U dit ook sal gebruik om vir ons tot nuwe insigte sal bring en dat ons ook sal raak sien wie U is. Ons eer U naam in Jesus Christus se naam. Amen. Liewe vriende, lydenstyd is 'n tyd waar ons onsself instel op Jesus Christus en sy pad. Hoekom? Want in lydenstyd besef ons weer, maar ons het nie eintlik 'n rol gespeel. Nie eintlik nie, ons het glad nie 'n rol gespeel in dit wat Jesus gedoen het nie. En Jesus het op hierdie pad gegaan en Jesus het hierdie versoeningswerk self afgehandel. En daarom aan die een kant kan ons sê, maar ons staan eenvoudig in verwondering oor dit wat hy gedoen het. Aan die ander kant kan ons ook nog steeds aanhou om dinge te leer oor die pad waarna hy gestap het en dis wat ons presies in NG Doringkruin vir die volgende 6 weke gaan doen. Ons gaan elke week stil staan by 'n spesifieke deel van die pad van Jesus se laaste dae totdat hy gekruisig is. En vandag staan ons stil by die oomblik toe hy gevange geneem is. En dan vir die volgende paar weke gaan ons van daar af kyk, maar wat het toe gebeur. Ons lees Johannes 18 saam, vers 1 tot by vers 12. En ons is nie gewoond daaraan om baie tyd in hierdie tekste te spandeer nie. Ons preke gaan baie keer oor ander dinge en dan oor Goeie Vrydag se gebeure en dan oor Opstanding Sondag se gebeure, maar ons fokus nie baie op hierdie tekste nie. En ek bid dat vandag ook vir ons op 'n manier helderheid sal bring in terme van wie Jesus was terwyl hy deur hierdie dinge gegaan het. Kom ons lees vers 1. Nadat Jesus dit gesê het, het hy met sy disippels oor Kedronspruit gegaan. Daar was 'n tuin en hy en sy disippels het daar ingegaan. Judas, sy verraaier, het ook die plek geken omdat Jesus en sy disippels dikwels daar gekom het. Judas het toe die afdeling soldate gevat en die wagte in diens van die priesterhoofde en die fariseërs en hulle het daar aangekom met lanterns en fakkels en wapens. Omdat Jesus geweet het van alles wat oor hom gaan kom, het hy vorentoe gekom en vir hulle gevra, vir wie soek julle? Jesus van Nasaret, antwoord hulle hom. Dit is ek, sê hy toe vir hulle. Judas, sy verraaier, het ook daar by hulle gestaan. Toe Jesus dan vir hulle sê, dit is ek, het hulle teruggedeins en op die grond neergeval. Hy vra hulle toe weer, vir wie soek julle? En hulle sê, Jesus van Nasaret. Toe sê Jesus, ek het vir julle gesê, dit is ek. As julle my soek, laat die mense hier by my dan toe om weg te gaan. So sou vervul word wat hy voorheen gesê het, van die wat U my gegee het ek niemand verlore laat gaan nie. Simon Petrus het 'n swaard by hom gehad, hy ruk dit toe uit, slaan daarmee na die slaaf van die hoofpriester en kap sy regteroor af. Die slaaf se naam was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus, sit die swaard in sy skede terug. Moet ek dan nie die lydensbeker drink wat die Vader my gegee het nie? Toe die afdeling soldate onder die kommandant saam met die wagte in diens van die Joodse raad vir Jesus gevange geneem en hom geboei. Ons lees tot sover. Vriende, in hierdie 12 verse is daar ongelooflik baie dinge wat ons kan bestudeer en waaroor ons kan praat en daarom is dit nodig om op 'n manier hierdie teks so 'n bietjie uit te pak sodat ons net weet wie is hier betrokke en wat is die bedoeling met al
hierdie dinge? Nou as ons eerstens net vra, maar wie is die mense wat hier betrokke is? Dan sien ons lees raak, dis klomp fariseërs, dis sadduseërs, ander Jode, en dan nou ook die afdeling soldate. Nou kom ons sê vir 'n oomblik net iets daaroor. Die fariseërs en die sadduseërs is dan nou die Jode, die skrifkenners. En alhoewel die fariseërs en die sadduseërs verskillende opinies gehad het en oor klomp geloofsake verskil het, en vyandig was teenoor mekaar, is hulle in hierdie oomblik besig om saam te span om Jesus te gaan gevange neem. Die vyande, ironies genoeg, kom saam om vir Jesus gevange te neem, omdat hulle hom uit die prentjie uit wil hê. Want interessant is dat daar ook van Malchus spesifiek melding gemaak word. Malchus, die slaaf van die hoëpriester, met ander woorde die verteenwoordiger in daai oomblik van die hoëpriester, en dan nou eintlik ook die verteenwoordiger van die Jode, wat Jesus se mense self was. So hierdie groepe mense wat betrokke is, van die hoëpriester af tot die verskillende groepe, tot by Malchus, is eintlik 'n simbool van Jesus het uit die Jodendom gekom, maar hulle het nie erken wie hy is nie. Aan die ander kant lees ons ook dat die afdeling soldate saam met hierdie Jode gekom het. Nou die afdeling soldate is gewoonlik 600 soldate gewees, 'n tiende van 'n legioen soldate van die Romeine. En hulle is dan nou deel van hierdie groep mense wat kom. En wat sien ons daardeur? Dat die soldate die ander heidene verteenwoordig. So in hierdie groep mense wat kom is die Jode en Romeine. Met ander woorde, mense van Jesus se volk, maar mense wat ook van die buitekant af kom. En dan nou eintlik die verteenwoordiger van die hele wêreld. Al die heidene en al die Jode word hier verteenwoordig. Nou wat doen hierdie groep mense? Hulle kom met lanterns en fakkels en wapens. En soos een van die kommentare dit so mooi stel, alhoewel dit volmaan was, kom hulle met lig, want hulle wil seker maak hulle kry hom. Hulle wil seker maak hy kruip nie in 'n hoekie weg of hy kom weg nie. Maar wat is eintlik dieper hier aan die gebeur? Hulle kom met geweld. Hulle kom met geweld om hom in hegtenis te neem. Maar wie is hy? En wat het hy gedoen? Hy het eintlik niks gedoen nie. So die bringer van vrede, wat in vrede saam met mense geleef het, wat nooit iets verkeerd gedoen het nie, word behandel soos 'n geharde misdadiger. En die Jode, die heidene, kom op 'n gewelddadige manier om vir Jesus Christus te vang. Wat sien ons van Jesus raak in hierdie oomblik? Wat is Jesus se optrede? Een van die interessante dinge wat ons raak lees is dat Jesus geweet het wat alles moet gebeur. En daarom is dit eintlik ongelooflik dat Jesus eenvoudig net deur dit gaan en hy weet wat kom. Johannes pak nie daai angs in die tuin van Getsemane uit soos die ander evangelies nie, maar tog moes dit iets gewees het waarna hy gedink het. Maar daar staan Jesus het geweet wat gaan gebeur. En wat dan die fantastiese ding is dat Jesus leiding neem. Wanneer hulle beweeg na die tuin toe, dan staan daar in hoofstuk 14, hy het gesê, kom ons staan op, kom ons beweeg van hier af. So Jesus neem die leiding. En wanneer hulle dan in die tuin is en die mense kom om hom gevange te neem, dan neem Jesus weer leiding en hy gaan na hulle toe en hy gaan vorentoe en hy sê, vir wie soek julle? So hierdie optrede van Jesus wys eintlik net vir hom dat alhoewel mense gedink het hulle is in beheer hier, was Jesus eintlik in beheer. Alhoewel mense gedink het hulle maak planne en hulle is op pad na hom toe, wys die evangelie van Johannes vir ons dat Jesus deurgangs in beheer bly en eintlik die hoofkarakter bly, eintlik aan stuur van sake bly in hierdie toneel. En waarop loop dit dan uit? Dit loop daarop uit dat wanneer hy vra vir wie soek julle, hy homself oorgee. So wat beteken dit ten diepste? Dit beteken dat Jesus in beheer was, maar dat Jesus die besluit neem en bereid is om hierdie pad te stap. Hy het geweet wat kom, hy gaan in hierdie situasie in met beheer, en omdat hy in beheer is, gee hy homself oor. Hy is bereid om hierdie pad te stap. Hy is bereid om die pad van 'n misdadiger te stap, alhoewel hy totaal
onskuldig is. Wat sien ons nog van Jesus raak? Wanneer Petrus Malchus se oor afkap, dan kies Jesus vrede. En dit bevestig net alles wat nou net gesê is. Dat in hierdie siek situasie, waar onskuldige man nou deur hel gaan, kies Jesus nog steeds die pad van vrede. En hy sê vir Petrus, nee, ek moet hierdie beker drink. Sit terug jou swaard. En dan, 'n laaste ding wat ons van Jesus raak sien, is dat hy sê, as julle dan gekom het om vir my te kry, laat die mense rondom my gaan. In daai oomblik van angs teen in daai oomblik van chaos, dink Jesus nog steeds aan die mense rondom hom. Dink Jesus nog steeds aan sy volgers. En is sy volgers se veiligheid nog steeds vir hom ongelooflik belangrik. In hierdie oomblik waar dit lyk of almal beheer verloor het, is Jesus besorg oor mense. En is dit nie een van die mooiste waarhede wat ons in hierdie teks raak lees nie. Hy is in beheer, die vyand is op hom, hy kies die pad van vrede en hy is besorg oor mense. Vriende, lydenstyd kan vir ons vandag een van twee kante toe gaan. Eerstens, ons kan dalk weer deur die motions gaan tot by Goeie Vrydag, en dan Goeie Vrydag lekker spandeer, en Opstandingssondag is weer vir ons soos 'n Sondag, wanneer ons kerk toe kom, en ons vier saam met Christene fees, of ons kan op 'n manier opnuut probeer hoor wat 'n pad Jesus gestap het. Ons kan opnuut erns maak met die tyd wat voor lê. En wanneer ons dit doen, dan begin ons dinge besef soos, in hierdie oomblik was alles teen hom, maar hy kies om die pad te stap. En dan kan ons begin nadink oor eenvoudig die vraag, maar wat het daai bereidheid beteken? Daai bereidheid het beteken dat hy lief is vir my, dat hy ook die pad vir my wil stap. Daai vrede wat hy bring, beteken vir my dat ek ook in vrede kan leef. En vrede nie eenvoudig net die afwesigheid van oorlog of van slegte dinge nie. Vrede in die sin van ek lewe in verhouding met my God. En dan, hoe sou jy daar voel as jy vir 'n oomblik weer erns maak met die feit dat hy besorg is oor jou? Dat hy ook nie wou gehad het jy moet verlore gaan nie. En my gebed is dat hierdie Jesus, die ek is, wat ook woorde is waarmee hy hulle antwoord, wanneer hulle vir hom vra, vir wie soek julle, dat hierdie ek is ook die God is wat hierdie pad vir jou gestap het. En dat jy in hierdie lydenstyd uitgenooi word om dieper en dieper saam met hierdie God in verhouding in te beweeg. Mag dit vir ons 'n tyd wees waar ons besluit, ons kies nie net die maklike pad nie, ons kies dalk om daagliks saam met hierdie God te beweeg. En mag ons dan, soos wat ons saam met hom beweeg, dieper en dieper raak sien wat sy kruisdood op die ouene vir ons kon beteken het. Amen. Dankie Here dat U 'n bringer van vrede is. Dankie dat U bereid was om die pad van die misdadiger te stap vir ons. En dankie dat U besorg is oor ons as mense. Amen. Die drie-enige God gaan saam met jou in lydenstyd in. Mag jy sy genade en sy vrede en teenwoordigheid beleef. Amen. Forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm
accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, and how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, and I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, and how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, and I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. You are my King. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Amazing love, and how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, and I know it's true. It's my joy to honor